Okay, hallo daar almal. So hierdie video gaan uit spesifiek aan Daniel Loots. Hy het vir my 'n boodskap gestuur en gesê, "Wel, maak ek nog steeds Afrikaanse video's?" En yes, ek praat nog steeds Afrikaans, ek maak nog steeds Afrikaanse video's. So as jy meer Afrikaanse video's wil sien, gaan net na my webwerf toe. Dis in die description onder Flip die Klas. Ek weet ek het die channel se naam verander, maar dis okay. Ons sal almal oor dit kom. Maar anyway, so gaan net sien toe, daar's 'n webwerf, daar's 'n contact page, so as jy weet meer wil, 'n video hê oor een of ander iets wat jy nie weet nie, dan gaan net sien toe, stuur vir my 'n e-mail of 'n boodskap daar en dan maak ek vir jou 'n video. Maar anyway, so hierdie kom ons sê hierdie series gaan ons bietjie kyk na vergelykings en manipulasie van vergelykings. Nou ek sien hierdie as verhoudings. Daar's altyd 'n verhouding met hierdie X. Nou mense hou blykbaar nie van hulle ekse nie. Hulle wil altyd hulle ekse alleen hê. Hulle is bly as hulle eks alleen is. So hopelik sê jy nog nie op daai ouderdom dat jy baie ekse in jou lewe het nie. Maar in hierdie video gaan ons probeer om hierdie eks alleen te kry. Nou gewoonlik met vergelykings, ek weet hierdie is maklik. Ek weet jy weet die antwoord is 2, maar die probleem is omdat dit so maklik is, doen jy dit so vinnig dat sodra ons by 'n baie moeilike voorbeeld kom, dan het jy nie eintlik idee wat jy moet doen nie, want met hierdie een het jy eintlik net geraai. En jy het 'n nie sê jy het geraai nie, maar jy het regtig net gedink, nee, dis 2. So omdat ons gewoond raak aan daai manier van dink ons nie regtig wat is die wiskundige manier wat ons gebruik nie. So ek gaan nou 'n bietjie verduidelik wat is die wiskundige manier en ek gaan begin met 'n ontsettende mooi skets van 'n jy kan seker al klaar sien ek is ook 'n kunsmeneer. Nee, ek joke net. Hierdie is 'n weegskaal en weegskale is gewoonlik in die ou dae gebruik as hulle dalk goud weeg. So hulle het dalk gewiggies aan hierdie kant gesit en hulle is 1 kg en 3 en 5 kg gewiggies en dan het hulle die goud aan hierdie kant gesit en dan moes hy balanseer. So as ek weet ek het sê nou maar 'n 5 kg gewig hier en ek het 'n klomp, jy weet, goud nuggets hier wat lyk soos klippies. As hy gelyk is, dan weet ek, wow, daai goud is 5 kg. En dis presies wat hierdie is gelyk aan beteken. Dit beteken whatever hier is daai kant. Ek dalk net my weegskaaltjie bietjie groter maak vir my verduideliking. Kom ons sê, kom ons maak sommer so. There we go. En ons gaan nou gewiggies hier oppak. So om hierdie uit te beeld, gaan ek nou maar, kom ons sê dis 1 kg gewiggies. Al hierdie is dieselfde. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. En hierdie kant het ons 1, 2, 3, 4, 5 en een of ander onbekende hoeveelheid wat X is. So om uit te vind wat X is, gaan ek basically, kom ons sê ek vat een van hierdie's weg. Hierdie weegskaal gaan nou eweskielik afgaan, want hierdie kant weeg meer, maar hy kan nie ongelyk wees nie, want hy is gelyk onderteken, so ek moet nog een aan hierdie kant wegvat, en dan sal jy saamstem, hy gaan nou gelyk wees, want ek het een aan al twee kante weggevat. Nou ek wil weet wat is hierdie onbekende, so ek gaan 5 wegvat aan hierdie kant, minus 5, en ek gaan 1, 2, 3, 4, 5 wegvat aan hierdie kant, want ek wil hê hy moet, whatever ek aan die een kant doen, moet ek aan die ander kant doen, want hy moet gebalanseerd bly. En dis wat ek dan hier doen. Ek sê wel, hier gaan ek sê minus 5. Okay, daar is 'n plus 5, nee, jy het al daai video gesien om te weet daar is 'n plus. Okay? So minus 5 plus 5 gaan mekaar uitkanselleer en ek gaan 'n x oor hê. En aan hierdie kant gaan ek obviously moet ek aan al twee kante dieselfde doen en ek vat 'n minus 5 weg en 7 minus 5 is 2. So dis wat ek gedoen het en dis probably, wel nie, dis probably nie, dit is wat jy ook baie vinnig gedoen het, sonder dat jy eintlik geweet het jy doen dit. Nou, in die laerskool sê jy ook al gehoor het van, jy weet, 'n plus 5 aan hierdie kant gaan oor hierdie is gelyk aan teken en hy word 'n minus 5 aan daai kant. En dis waar jy kan nog steeds so daaraan dink, maar die meer wiskundige manier is om te sê ek het 5 weggevat aan al twee kante. Die plus 5 en die minus 5 het mekaar uitgekanselleer. Ek het net 'n x hieroor. En hierso het ek nou net die minus 5 weggevat, 7 minus 5 is 2. Jy mag, soos ek sê, jy mag nog steeds dink aan 5 gaan oor, plus 5 word 'n minus 5 of 'n minus 5 aan hierdie kant, as ek dalk 'n minus 5 hier gehad het, sou oorgaan en 'n plus 5 word. Daar's niks fout nie. Dis net, jy moet net weet, ons doen aan albei kante dieselfde. Nou hierdie was 'n baie maklike voorbeeld, kom ons doen nog 'n maklike voorbeeld. Nou as jy hierna kyk, sal jy sê, okay, ek weet presies wat is die antwoord. Okay, wel, kom ons gee 3 sekondes. 1, 2, 3, okay, jy weet wat is die antwoord.
Hoekom? Want jy het gesê wel daar's 'n sekere nommer, as ek hom deur 2 deel, dan kry ek 14. So as ek wil weet wat's daai nommer, dan vat ek net 14 en ek maal dit met 2. So jy het eintlik net die teenoorgestelde gedoen. Net soos wat -5 die teenoorgestelde is as +5, is gedeel deur 2 se teenoorgestelde die maal 2. So ek dink die woord wat jy kan gebruik is die invers, kom ons sê, aksie is net die teenoorgestelde aksie. So hierso deel ek deur 2, so ek gaan moet maal met 2. Nou ek maal met 2 op 1 aan al twee kante. Jy hoef nou nie die 1 te skryf nie. Ek weet net dis makliker vir baie mense om te sien, okay, wel hier as ek 2 maal x gaan 2x gee en 1 maal 2 gaan 2 gee en hierdie 2's gaan uitkanselleer en jy weet wat ek oor het is x op 1 en dis dieselfde as x. So dis eintlik wat gebeur, maar jy kan net sien, okay, daai 2 en daai 2 kanselleer uit en wat het ek oor? 'n x. En hierdie kant is dit 14 maal 2. En 14 maal 2 is 28 op 1 en wel, dis dan maar net 28. So die belangrike ding om hier te sien is jy doen die teenoorgestelde om die x weg te kry. Nou, ek gaan gou hier iets skryf en dan gaan ek nou kyk hoe vinnig jy die antwoord kan kry. Want met hierdie 2 het jy dit baie vinnig gekry. En nou wonder ek net hoe vinnig gaan jy dit kry met hierdie een. So hierdie is 'n tipiese verhouding wat, jy weet, miskien het hierdie 5, jy weet, hierdie X het blomme gekoop vir die 5 en hy het die 3 uitgevat vir koffie en dan vra mense nou, wat is die verhouding wat X het met hierdie nommers en dan sal mense net sê, it's complicated. Okay, so hierdie is definitief 'n baie complicated relationship. Dis nie die ergste een wat ek nou al ooit gesien het in my lewe nie, maar dit is soos wat gaan hier aan? Jy weet, waar moet ek begin? En jy sal saamstem, jy kan nie net die antwoord sien soos hier nie. Okay, miskien is daar 'n paar van julle wat dit net sien en ek's baie bly vir jou en ek weet dit word moeiliker en moeiliker, maar the mere mortals, jy weet, among us is eintlik, jy weet, ons kan nie net, jy weet, jy gaan nou met raai. Ek sê, okay, wel, kom ons raai nommer 10 minus 5 is 5 gedeel deur 3. Nee, dit gaan nie werk nie. Kyk, 'n groter nommer dalk 25, 25 minus 5 is 20 gedeel deur 3. Nee, dit gaan ook nie werk nie. Dalk 55, miskien 55 minus 5 is 50 gedeel deur 3, is al naby. So eventually gaan jy, maar dit is al, hierdie is, in Engels noem ons dit brute force. Jy gaan raai en eventually gaan jy dalk reg raai, maar dit raak nog meer jy weet, moeilik as ons nou desimale ingooi en jy sê, o my woord, wat gaan nou aan? So daarom moet ons, hoe ons dit doen, wat ons hier gebruik het en hier geleer het, moet ons hier toepas. Want ek dink die groot probleem met vergelykings en om hulle op te los is die feit dat hulle so maklik is aan die begin en ons kan net die antwoorde raai en dan eers skielik word dit iets soos dit. En ek dink nie hierdie is baie moeiliker as hierdie nie, dit is net hierdie 2 goed saamgegooi. So hierso is 'n verhouding met hierdie x en daai minus 5 en die 3. Nou jy kan dalk dink, yes, ek wil gou, hier's 'n minus 5, so ek gaan sê plus 5. Maar dis nie regtig 'n plus 5 nie. Daai, as ek hierdie ding oorskryf en hopelik weet jy dit. As jy dit nie weet nie, moet jy my laat weet en dan kan ek dalk video's maak hieroor. Maar hierdie is dieselfde as x op 3 minus 5 op 3. So hoekom sê ek so? Want as jy dalk het jy lank terug het jy breuke gehad en jy het geweet as jy breuke optel, kom ons sê jy het 'n 2 op 3 gehad plus 3 op 3, dan het jy geweet, okay, wel 2 plus 3 is, wel, kom ons sê 2 plus 3, 2 plus 3 is, oh my goodness, wat maak ek? There we go, 2 plus 3 op 3, en dis 5 op 3. Jy kon dit so, hierdie deel moet jy kan verstaan. So ek het hierdie nou net opgebreek in 2 en ek sê wel, al twee hierdie nommers is op 3, so x op 3 minus 5 op 3. So hierdie is 'n minus 5 op 3 aan hierdie kant. So ek sal eintlik plus 5 op 3 moet optel, maar ek gaan definitief nie, dit is heeltemal te moeilik. Ek dink jy het nou al klaar gedink, wat? So yes, ons gaan nie hierdie pad volg nie, maar dis hoekom dit redelik belangrik is dat jy moet verstaan, ons wil eintlik gewoonlik eerste breuke wegkry. Nou ek gee nie om hoe goed is jy in wiskunde nie. Niemand hou regtig van breuke nie. Miskien is daar hier en daar 'n wiskundige daar buite wat baie van breuke hou. Ek hou van breuke in sekere wiskunde, soos reguit lyne, dan's breuke amazing, maar
In hierdie geval, ek love dit om breuke te kry in vergelykings, want ek weet ek kan die breuke net laat verdwyn. Hoe het ek hierdie breuk laat verdwyn? Wel, ek het hom net gemaal met die noemer. So my noemer in hierdie geval is die 3. So kom ons maak dit maklik. Ons doen die eerste stap en ons maal dit met 3 en ek weet hierdie gaan wegkanselleer, maar wat ek al ek aan die een kant doen, moet ek aan die ander kant doen, want dit is gelyk aanteken. So wat het ek oor aan hierdie kant? Wel, ek het net x minus 5 nodig. X minus 5 is 15 maal 3 is 45. En nou is dit weer 'n bietjie makliker, want hierdie x het nou net 'n verhouding met hierdie minus 5. En hoe undo ek die minus 5? Kry ek daai verhouding weg? Wel, ek plus net 5 aan al twee kante. Soos ek vroeër gesê het, jy kan net sê minus 5 word 'n plus 5 aan die ander kant, maar hierdie kanselleer mekaar uit en ons het 50 oor. En hierdie was die proses wat ons gevolg het en is omdat jy die proses gevolg het, was dit baie makliker as wat jy net, jy weet, in hierdie geval die raai deel gedoen het. So in die volgende video's gaan ons 'n bietjie kyk na nog meer, jy weet, complicated verhoudings, maar jy moet definitief verstaan dat ons kan nie net heeltyd raai nie. Ons moet half hierdie proses volg en ons moet altyd die teenoorgestelde doen en stappie vir stappie. En dit is belangrik dat jy dit stappie vir stap doen. Dis soos as jy eiers uit die yskas uit wil haal, jy slaan nie net jou arm deur die deur en jy weet dan haal jy die eiers uit nie. Jy maak die deur oop, jy skuif die mayonnaise kant toe en dan kry jy die eier daar agter en dan haal jy die eier uit. En dieselfde, jy weet as jy nou die eiers wat jy nou nie gebruik nie wil terugsit, dan nee, maak jy weer die yskas deur oop en sit dit terug en so voort. So daar's 'n proses wat ons moet volg. En in hierdie geval is dit belangrik dat jy weer dis stap vir stap en nie net raai nie. Maar ja, sien jou in die volgende video.